Ons lees die oordenking vir die 6de September uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif verlede, hede en toekoms. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Jesaja 43 vers 18 en 19. Jacqueline Novogratz, stigter van Acumen Fund, wat hulp aan lae-inkomste groepe in ontwikkelende lande verskaf, skryf: Ons is gevorm deur dit wat vroeër was. Ons omvorm onsself deur beloftes van dit wat voorlê. Ons is altyd in die proses om gevorm te word. Dikwels gebeur daar verskriklik onnoembare dinge met mense. En soms bly hulle permanente slagoffers van hulle verlede. Hulle kan hulle nie 'n toekoms met nuwe moontlikhede voorstel nie. Daar's egter altyd hoop, skryf Jesaja. Maar dan moet 'n mens bereid wees om uit jou omstandighede op te staan of jou hand uit te steek dat iemand jou kan ophelp. Ons moet volgens die beginsel leef. Wees versigtig om nie 'n enkel oomblik in die lewe met die lewe self te verwar nie. Dawid se vlug voor Saul het hom gehelp om ander groot krisisse te weerstaan. Sy terugslag het hom geleer om God in elke omstandigheid te loof. Dit het hom geleer om medelee te hê met mense wat verstote is. Dit het hom 'n verlange gegee om 'n permanente huis vir God te bou, waarin hy saam met ander kon gaan aanbid. Dawid kyk vorentoe. Hy bly hoopvol. Die bron van sy hoop is God. Daarom kon hy sy toekoms aangryp en as mens groei. Dawid kon jubel. Sing vir hom 'n nuwe lied. Ons kan ook. Ek wil vir u 'n nuwe lied sing, Here. Amen. Dankie vir u saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.